Sê vir my nou, wie geniet nie die witbroodfase van 'n verhouding nie, nê? Ons kyk terug na die film Titanic 1997 waar Jack en Rose daar op die punt van die skip staan en Rose is met haar arm so wyd uitgestrek. Ag, en dit lyk net verskriklik mooi en rooskleurig en dit is baie teer. Nou deesdae is daar baie gespottery met daai film en ook op my bladsy sal jy 'n prentjie sien van wat nou die twee goeters in teenstelling met mekaar staan en so 'n bietjie spot daarmee. Dit het my egter laat dink aan die witbroodfase, jy weet daai tydperk waarna dit dan gaan die skip 'n duik vang op verskeie maniere. En ag ek kan sommer net praat uit my eie lewe uit, weet as mens in verhoudings is, dan kom maar 'n tyd van 'n witbroodfase en dan is dit verby en dan sukkel mens so met hierdie tyd wat nou eintlik aan die verbygang is. Nou partykeer is dit vinniger as later. Hulle sê die witbroodfase kan enigiets vanaf so 6 tot 8 maande tot 2 jaar of dalk so 'n bietjie langer duur. En ons weet nie regtig, jy weet, hoe dit oorgaan nie, dit verskil maar seker van paartjie na paartjie, maar dat dit so is gewis so. En dit vang mens onkant, jy weet, want jy is in daai proses en jy's in die verhouding en daar's 'n klomp chemiese stowwe in jou lyf wat vrygestel word, wat seker maak mens bind aan mekaar en dan tank die skip, as ek dit nou maar so kan uitdruk. Nou die ding van dit is dat dit is die prentjie, dit is die sprookieverhaal. En die werklikheid is natuurlik dat om daardie sprookieverhaal verder te voer, moet ons besluit ons wil ook aan die ander kant van die skip wees, daar waar ons die vuur moet aanblaas. En daar's baie maniere om dit te doen, ons kan op 'n ander dag daaroor praat. Wat ek daaroor wil net vandag sê is, die witbroodfase is iets wat in die lug afspeel. Dit speel daar af waar jy die wind in jou hare voel. Maar eintlik is daar 'n tydperk wat dan moet gebeur, ook alreeds in die witbroodfase waar daar begin gegrawe word in die grond waar daar diepte moet kom. Want as jy in 'n plek bevind waar daar nie in die grond in wortels geskiet word nie, dan gaan daai in die grond induik vir jou baie moeilike ervaring wees. Ag, daar's baie maniere om dit te doen. Maar as mens nou kyk na die in die grond wees, in die wortels skiet wat daar moet gebeur, dan is dit interessant dat as daar baie van bo af voedingsstowwe gebeur, toegedien word, dan is dit so dat die plantjie wat in die grond moet groei, eintlik baie oppervlakkig groei, want hy het eintlik alles wat hy nodig het, wat van buite af deur die chemie op 'n natuurlike manier vir hom gegee word. Maar dit is eers wanneer daardie plantjies 'n bietjie moeilikheid beleef in die lewe, wat hy moet wortels skiet, en deur 'n paar goeters werk, dat daai diepte regtig grond vat. En dan kan daai vir jou as 'n fondasie dien, om uiteindelik weer te vlieg. So dink bietjie saam oor jou eie verhouding, en hoe dit vir jou is, en hoe jy dit beleef het, maar daai is 'n baie kritiese fase in 'n verhouding, en ek hoop jy gaan wortels skiet op die regte tyd wat jy moet.